Hallo en welkom, jy is ingeskakel op Net Gesels saam met my Sarah Jane. Hierdie week leer ek die baie bekende, alombekende Tamlin Wessels bietjie beter ken. Hoe gaan dit? Goed. Welkom hier op Net Gesels. Dankie, ek is excited om hier te wees. Ja, soos ek nou vir jou verduidelik, dit is bietjie anders as 'n radio-onderhoud, dit is bietjie meer visueel. Ek weet nou nie of dit 'n goeie ding of 'n slegte ding is nie. Dis lekker want dan kom mense mekaar se emosies bietjie meer. Ja, dan kan as ek nou vir jou baie moeilike vragie hier vra, kan mense nou sien jou wenkbrauw trek mekaar en dink jy regtig Sarah Jane kon jy nou 'n bietjie van 'n makliker vraag vir my gevra het. Ja, ek moet nou fokus op terwyl ek praat want partykeer as ek onderhoude doen, dan besef ek lyk ek frons. Ja. Want dan staan nie, maar okay, ek gaan hom antwoord, so vandag moet ek Nee, maar sien, hierso op Net Gesels ons 'n klein bietjie die narratief verander, want almal ken julle altyd as kunstenaars en hulle sien julle op die verhoog, maar hulle ken julle nie regtig as mense nie. Ons wil hê mense moet julle as mense begin ken, dat hulle so 'n bietjie kan relate tot julle. Dis cool, ek love it. Okay, so kom ons begin by die mees algemeenste vraag, die obviousste ene. Waar het jou liefde vir musiek begin? My ouers het ons in 'n baie musikale huis gemaak, maar het ons laat gitaarlesse begin doen en klavierlesse. Maar dit het nog regtig deurgetrek nie. Ek het vir 1 jaar gitaarlesse gehad in laerskool en toe was dit nie meer vir my lekker nie. Okay. Want my ma kan baie mooi sing en harmoniseer. As ons gaan kamp, dan haal sy altyd haar gitaar uit, dan sing ons almal nou weer saam. En my familie is eintlik baie musikaal ook, Okay. my niggies. En as dit iemand se partytjie is, dan moet almal nou eers 'n sang voorberei, al ons kinders. En soos 'n koor saam sing en van. Maar dit was eintlik van net 'n lekker deel van ons grootword jare. Ek het nooit eintlik daaruit te doen nie. Maar dit het my 'n bietjie van 'n invloed hoekom ek vandag sing, want ek het dit vir 'n baie lang ruk gelos, glad nie gesing nie. Ja, sien, dis nou nogal eintlik baie interessant, want gewoonlik as mense vir kunstenaars hierdie vraag vra, dan sê hulle nie net daar begin of dis waar die liefde ons maar dis baie min dat hulle sê hulle het soort van 'n breek gehad en musiek vir 'n ruk gelos en toe weer teruggekom na dit toe. Ja, nee, ek het vir regtig lank, ek het eers weer toe nou in hoërskool in my graad 10, 11, 12 jare het ek weer kind of begin sing. Ja. Okay, maar dis nou nog eintlik cool dat jy al jou pad self teruggevind het. En dis ook eintlik dan maar snaaks as jy dan dink hoe die lewe werk, want as jy bedoel is om iets te doen, eventually gaan jy weer dit uitkom en jy gaan jou pad na dit toe vind. Presies so, né? Nou, jy is soort van 'n bietjie van 'n meer jonger stem in die Afrikaanse musiekbedryf en dit kan baie keer bietjie intimiderend wees. So hoe voel dit om bietjie meer van 'n jonger stem te wees in hierdie Afrikaanse musiekmark? Ek dink presies soos wat jy sê, dis baie intimiderend, veral omdat ek 'n meisie is en omdat ek partykeer voel dit vir my asof mense baie maklik oor my kan loop. Okay. Ek is 'n baie sagte persoonlikheid, ek hou nie van terugbeklei of Okay, so jy's as iemand jy die vraag sal vra lover of fighter, dan gaan jy sê ek's 'n lover, ek's nie 'n fighter nie. Ja, 100%. Maar ek dink wat dit vir my lekker maak is, daar's min ander, of nie noodwendig min nie, maar min in my veld, teen wie ek myself kan vergelyk en mense is mos uit 'n humanly nature geneig om jouself te kan 100%, jy kan dit nie help nie, dis asof jou brein net onmiddellik gaan, hierdie persoon doen dit, ek doen dit, maar hierdie persoon doen dit beter as ek val kort hier, so, jy gaan net en jy maak hier daai tiklysie sonder dat jy dit besef. Ja, en vir my is dit regtig nou lekker dat as ek myself ooit aan die ouer kunstenaars wil vergelyk, soos hulle sing beter, hulle performances is beter, whatever, dan sê ek so dan, wow, jy is nog nie daar nie, so wees net rustig en bring iets nuuts na die mark toe vir die mense wat so oud is soos ek, wat ek jonk is. So dis baie lekker, want ek voel vir my makliker, ek kan in daai term wegkom met meer, want mense is soos ook, maar sy is jonk, dit is hoekom sy skryf oor nog partytjie en so aan, waar as jy 50-jarige man is en jy sing oor dit, dan gaan die eyebrows partykeer hoekom sy. Ja. Maar ja, nee, so dis exciting, daar's baie onbekende daarvan. Ja, en ek dink jy het vir my iets baie spesifiek aangeraak toe jy nou so half verduidelik het, toe sê veral met jy half 'n vroulike kunstenaar is, want dit is nou die realiteit hierso. Vroulike Afrikaanse kunstenaars is 'n bietjie in die minderheid as jy regtig moet gaan kyk na die Afrikaanse musiekmark. So nou moet ek vir jou vra, dink jy daar moet meer ondersteuning gebied word vir jong vroulike talent in ons Afrikaanse musiekmark? Ek dink
ek kan nie met die wit brood onder die arm klaar nie. Ek dink ons het ons klaar baie ordentlik ondersteun. So ek dink nie noodwendig dat dit hoef meer te word nie, want I mean, ons almal freak nog steeds uit as ons vir Nettie of vir Carlien of al daai mense sien. Ek wil eintlik sê ek dink nie so nie. Ek dink ons doen fyn. Ek dink in terme van hoe maklik dit vir mans is om famous te raak teenoor vrouens, sal dit bietjie beter. As jy jou mark het, is hulle standvastig, maar dit is moeilik om die mark te kry. Ja, in daai sens van om 'n mark te kry, bietjie ondersteuning van daai af. Maar soos die mense wat my nou volg, hulle is fighters. Hulle sal vir my opstaan teen ander en hulle like jou. So ja, ek dink nie oor die algemeen nie, maar net in die terme van om 'n nuwe kunstenaar in te neem, vroulike kunstenaar. Ja, en ek dink dit is ook 'n ding en jy sê dit eintlik nou al so mooi vir my want mense is maar opskrikkerig vir nuwe talent, nuwe musiek want jy weet ook nie of hierdie persoon, ek wil nou sê soos hulle in Engels sê 'n one hit wonder gaan wees nie. So dit maak dit ook moeilik en dit is 'n ding van mense het nogal 'n manier as hulle van iemand hou. Yes, dan gaan hulle jou fanbase word en hulle gaan jou luisteraars word, maar om daar te kom, dis waar die struggle baie keer lê. Ja. En ek dink definitief ongelukkig judge meisies meer. So ek dink 100%, definitief. Ek dink partykeer daai sin kom ook van 'n meisie sal makliker 'n man volg as wat sy 'n meisie volg. Ja. En ons is eintlik die probleem. Ja, en dan is dit soos hoekom doen ons dit as girls? Maar vir een of ander rede, dis net altyd eers is van ja, maar sy kan nou nie so great wees nie en jy kan dit net nie help nie. Ek dink is maar omdat meisies meer emosioneel is. Ek dink nie ons probeer of meisies probeer ek weet nie, maar ek dink as meisies meer emosioneel en dan het dit 'n invloed op hulle keuses. Ja. Nou, jy is heelwat aktief op sosiale media, gaan eerlik met jou wees, ek het jou so klein bietjie gaan stalk, so klein bietjie, net so klein bietjie, ek wil nou reg gewees het vir alles Tamlin Wessels, ek wil nou die ins en die outs gehad het hier vandag. Okay, so jy's regtig aktief op sosiale media en ek love it, maar nou die vraag die altyd my opgekom soos ek geskraal het en gekyk het en alles. Voel jy 'n kunstenaar moet so bietjie aktief wees op sosiale media om hulle self te bevorder, maar ook hulle musiek, sodat hulle relevant kan bly? Definitief. I mean vir 3 maande wat jy stil is, want artists release musiek so 3 maande uitmekaar uit. Vir daai 3 maande jou hype nou klaar is oor daai een song wat uit is, moet jy nog steeds relevant bly. So ek glo jy moet nog steeds mense entertain of covers doen, net sosiaal aktief bly op sosiale media. Ja, nou dink jy dit is baie keer miskien waar kunstenaars ek wil sê in die slag gaan trap dat hulle nie inkoop op hierdie idee van sosiale media nie want hulle sien nie die waarde van wat sosiale media vir hulle eintlik kan bied nie. Beslis. Nee, ek dink definitief party artists wil regtig net die sangdeel doen. Hulle wil nie enige sosiale media admin hulle talent lê by sang waar ek sê nou maar, dit klink sleg om so te sê, ek het nie die beste musikale talent in die hele wêreld nie, maar ek het bietjie talent om te entertain sê nou maar vir sosiale media. Ek voel sleg vir die kunstenaars wat regtig nie belangstel in hierdie nie, want mens moet tog dit doen om relevant te bly, maar hulle koop regtig by die musiek. So dit is 'n moeilike ding, maar vir my is ek baie lucky dat ek sosiale media geniet, want ek het al van graad 6 af sosiale media gedoen en ek het besef hoe groot invloed dit kan hê. Ek dink dat mense vandag se wêreld 'n one hit wonder kan wees. I mean, dat jy met een song famous kan word. Is nie in die ou dae, dink ek, so maklik soos wat dit was vandag. Ja. En dit is nogal 'n groot ding en dis soos jy nou sê, jy kan letterlik en ek sê dit altyd as ek met mense praat, ons leef in 'n sosiale media era. Ons doen. Dit is sosiale media is al oralste om ons, maak nie saak, it's at your fingertips. Jy het dit elke liewe dag. Dit is tot jou beskikking, dit is gratis, hoekom sal jy dit nie gebruik nie? Definitief, ja. Vir my is dit 'n bietjie moeilik want ek vergeet ek's 'n sanger want ek hou baie van entertain. Yes, ek het gesien, want jy het nogal so 'n bietjie van 'n mini reeks begin op sosiale media, die beter as jou ma se en die vat vas reeks. Jy bak, jy brou, jy gaan te keer. Ek sien jy het nou nog 'n pragtige koek gemaak. Het die koek darm lekker uitgedraai, het dit dan lekker geproe? Dit was lekker. Ek moes nou net 'n paar van die blomme uithaal wat nie edible was nie, maar dit was
En ek dink is ook so, dis eintlik so cool as jy hierdie mini reels van jou kyk en hierdie video's wat jy opsit, want dit wys vir mense dis eintlik baie maklik om by jou huis ietsie mooi te maak, ietsie kreatief te doen of lekker kos te maak en dit vat ook nie so baie om vir mense te wys wat jy doen deur jou dag nie. Ja, nee, ek hou daarvan om hopelik net iemand te laat glimlag of 'n idee te gee van wat hulle kan doen vir volgende verjaarsdag of net dit te geniet. Ek hou regtig van die entertaining deel van my werk. Ek love it en ek love dat jy so positiewe lig ook probeer uitstraal op jou sosiale media en dit lei my nou en jy het eintlik so mooi gemaak, jy het my so leeway gegee in my bietjie meer ernstige vraag in. So hierdie is nou die een waar jy gesê het nou gaan jou wenkbroue begin frons, want ek gaan jou nou probeer vasvra, maar ek gaan jou nie probeer vasvra, ek beloof. Okay. So jy het nou onlangs op sosiale media 'n videoetjie opgeplaas, wat jy gepraat het oor jou 20's en die uitdagings wat mense in die gesig staar in hulle 20's, en toe het jy ietsie baie spesifiek vir my gesê, en toe jy dit sê, was ek soos, oh, ja, yes, Tamlin, sy verstaan, she hears me, she sees me, want jy het gesê, jou 20's is die moeilikste jare van jou lewe. Ja, so wil jy ek moet uitbrei daarop? Asseblief, en nou wil ek vir jou vra, voel jy jou 20's is die moeilikste tyd van jou lewe? Dit is 'n baie moeilike vraag want hy kan beide kante toe gaan. Okay. En ons het verskillende fases in ons lewens. Vir een week sê jy hier is die beste tyd van my lewe Ja. en dan volgende skryf jy toets en jy dryp om heeltemal dan sê jy so 20's wees. Maar ek het juist daai video opgesit want omdat ons so gekonfronteer word met daai bevel deesdae dat almal sê, ja maar wag net totdat jy 30 is dan sal dit beter gaan. En wag en dis ook op 'n stadium soos hoekom moet ons heeltyd wag vir dit om beter te gaan? Hoekom kan dit nie net nou beter gaan? Al gaan dit fisies nie alles jou manier nie. Dit moet mos ons uitkyk wees wat verander. Yes. Ek sou regtig sê die 20's is ons moeilikste jare in term van sosiale media, hoe dit nou 'n invloed het op ons. Ek weet ons ouers het ook gesukkel toe hulle 20 was, whatever. Maar ons moenie die bevel enorm maak nie. Ek dink sosiale media maak dit baie moeiliker vir ons om net plat op die aarde te bly, om te wees soos, weet wat, whatever ek doen in my lewe is genoeg, en ek hoef nie myself te vergelyk aan die meisie wat nou post oor hoe sy in die Bahamas ons ouderdom, maar meanwhile is dit dalk eintlik pappa se geld, of whatever. En daai maak ons 20's die moeilikste jare van ons lewe, nie noodwendig die situasies waarin ons is nie, die situasies waarin ons osself vergelyk. So, vir my voel dit nou, nadat ek 'n bewuslike, ek het daaroor gaan dink vir 'n hele ruk, en toe ek so kom voel dit asof dit my moeilikste jare is, en toe ek besef dat dit die probleme is, hoekom ek so voel, want ek vergelyk myself. Dis weet jy wat, ek vandag, die beste dag van my lewe al gebeur dan iets amazing nie, want ek's lewendig, en ek het 'n werk, en ek het kos om te eet, en ek het 'n dak oor my kop, en dit is, ek dink die 4 belangrikste goed wat jy jou maatstaf moet maak, as jy wil sê jou 20's is die moeilikste tyd van jou lewe. Hoe kan dit die moeilikste tyd wees as jy al daai goed het? Daar's mense wat dit nie het nie. Vir my geniet ek regtig nou my 20's, want alles is so onbekend, dit is nog steeds moeilik, dit is lekker op dieselfde tyd. Dis maar net soos trial and error, en dis eintlik so exciting. I mean, hoe so boring sou die lewe gewees het? Alles gekry wat ons wou gehad het en 'n roetine gehad het. Ja. So, ek eintlik daai video begin om mense se aandag te kry, om weer te bewys hoekom dit nie die aardigste tyd van jou nie. Want jy moenie jouself vergelyk aan mense op sosiale media wat jou anders probeer laat wys nie. Ja, en ek dink dit is eintlik so maklik om dit te doen. Ek en jy het nou oor vergelyking gepraat, maar ek dink dit is iets wat almal van ons doen, maar ek dink veral die jeug van vandag, omdat jy op Instagram is, op Facebook is, op TikTok is, en jy sien iemand wat in hulle 20's is, en hulle is presies dieselfde ouderdom as jy, maar hulle het hierdie glamorous lewe, hulle is so ver in die lewe, en dan gaan jy dink, hel, ek sit hier by my huis, wat nou? Ja. En dan sit al verdink van, jy begin dink, waar het ek verkeerd gegaan, of waar het ek tekort geval, want ek is nie waar daai persoon is, ek sit nie op 'n boot in die Bahamas en drink champagne en leef my beste lewe nie. Ja, nee, en dis juist hoekom ek daai video gefilm het, want ek wil ook vir mense, daai bietjie motivation wees om te wys dat almal se lewens is nie perfek nie, waar jy sê soos, ek was Saterdag aand alleen, ek het niks gehad om te doen nie, almal ek bly nog in my ouer huis, ek het nie die meeste geld nie, en dalk as dit op sosiale media vir jou anders voorkom,
moenie glo wat jy sien nie, want mens wys nie al die kante van jou lewe nie. Ja. Ek kan nie juist nou vir jou wys ek bly nog by my ouers of wat nie, want dit is kinda irrelevante inligting. Maar ek wil dit vir mense net so nou en dan weer herinner en sê moenie jouself met my vergelyk nie, want jy het dalk gedink my lewe is perfek en dit is nie. Ja. En baie keer is dit dan verfrissend om te sien as iemand gaan en sê, weet jy wat, ek weet wat jy elke dag sien hier op my page, op my stories, maar wees net bewus, dis nie presies soos wat dit lyk nie, dis nie aldag, heeldag soos wat dit lyk nie, en ek dink dan kan dit baie maklik inspirerend raak vir mense, dat hulle gaan, jessie, sy's net soos ek, sy bly ook nog pa male, sy het ook nog haar struggle, sy het ook nog haar daar wat sy gaan, jessie, wat doen ek met my lewe, waarheen gaan ek met my lewe, en ek dink dit is wanneer mense al relevant raak, maar ook real raak met mense. Ja, nee, ek is glad nie skaam oor wie ek is en hoe my lewe is nie, so ek wil mense inspireer, presies op daai manier. En dit is eintlik so cool, en dis hoekom ek so graag van geraak het aan hierdie videoetjie, want jy so, ek wil sê, rou en eerlik oor dit, maar dis glad nie eers dat jy, of ek wil sê, super emosioneel geraak het oor dit nie, jy was regtig net realisties oor, dit is iets wat vandag gebeur, dit is iets wat ons almal deurgaan, jy voel al verlore in jou 20's en jy weet nie of jy kom of jy gaan nie, en dis okay, want dalk moet dit so 'n bietjie van jou struggle heers wees, sodat dit jou kan shape as mens. Definitief, enige struggle wat jy doen, leer jou eintlik net iets, so, mens moet ook jou struggles embrace, jy moet deur dit gaan en wees soos, weet nie nou wat ek uit dit leer uit nie, en is nou baie aaklige tyd, maar ek weet, oor 2 weke gaan dit iets wees wat baie nodig was vir my, vir die toekoms en nou maar. Ek glo hierdie positive mindset wat jy het oor dit en dat jy gaan op, wat kan ek hieruit leer, hoe kan ek hieruit groei, want ek dink dit is so maklik om te gaan, ag, hierdie struggle is nou voor my, arme ek, en jy kry jouself half jammer en jy gaan sit in 'n hoek en jy wil half net nie meer verder gaan in die lewe nie. Ja, nee, definitief. Nou moet ek vir jou vra, aangesien jy nou hierdie videoetjie gepost het en mense so 'n bietjie bewus gemaak het en die chat so 'n bietjie oopgemaak het vir mense wat gaan, ja, my 20's is ook my struggle jare, moet ek vir jou vra, wat se lewenslesse het jy tot dusver geleer? Die een waaroor ek al die meeste gepraat het, om glad nie jouself te vergelyk nie. Okay. Om nie te hard te wees op jouself nie, en as jy wil vergelyk jouself aan hoe jy was op 'n stadium, want ek so ingesluk raak en ek is soos ek doen nie goed nie, dan is ek soos Tamlin Wessel sê, jy het laas jaar nog nie eers 'n goeie liedjie uitgehaal nie en jy was nêrens nie, so hoe kan jy ondankbaar wees vir wat jy nou het? So moenie jouself vergelyk nie en wees dankbaar vir wat jy in die oomblik het. En regtig net om elke dag te vat soos hy kom, want ek was al baie naby aan die dood en dit is nie grappies nie, en van daai dag af het ek besef, elke dag is 'n groot seëning om te hê. Ek wil nie dit for granted vat nie, en ek gaan nie te ver vooruit beplan nie, want jy weet nie wat by jou gaan werk, wat nie gaan werk nie. Vat hom net as hy kom en werk hard. Ja. Fantasties, ek is mal daaroor. Nou gaan vir die mense sê, hulle moet ingeskakel bly, want net hierna praat ek en jy alles jou nuwe liedjie. Jy is nog steeds ingeskakel op Net Gesels saam met my Sarah Jane. Hierdie week leer ek Tamlin Wessel so klein bietjie beter ken. Nou, ons het nou al vergelyking gepraat, musiekindustrie gepraat, uitdagings gepraat, al daai lekker dinge. Nou, Tamlin, ek wil graag uitkom by jou jongste enkelsnit, Nommer Hou. Ek love hierdie liedjie. Hoorie, ek love hierdie liedjie. Wat was die inspirasie? So, Emil Paul, my label verteenwoordiger, het hom actually begin skryf en hy het by die idee opgekom van 'n liedjie wat oor nommers gaan, so 'n nommer 1, 'n nommer 2, 'n nommer wat. En toe ek hom begin help skryf, het ons mooi hierdie idee aan mekaar gestel van daar stappe wat jy moet doen om 'n meisie se nommer te kry, want jy kan nie net dadelik in 'n bar gaan. Hy kan ons sokkie en as jy 'n klaar gesokkie het, soos kan ek jou nommer kry nie. Ja, die meisie gaan hom bietjie weer aankyk. Jy gaan weet van Jessie ouetjie, ons het nog net een sokkie gehad. Dis bietjie vinnig. Ja, presies. So dis my humoristiese sang oor goeders wat jy moet doen voordat ek my nommer vir jou weggee wat jy kan hou. Maar ja, Emil het baie goed begin skryf van hierdie sang. Ek en hy skryf baie goed saam, hy's baie talentvol. En dis regtig, ek hou nie so baie daarvan noodwendig om net oor sokkie en alkohol en daai goed te praat. Te sing waaroor ons sokkiemark eintlik maar oor gaan nie. So om 'n bietjie 'n ander topik in te gebring het was vir my baie exciting. Nou moet ek praat musiekvideo ook, want die musiekvideo is net so interessant. Waar die idee vir die musiekvideo ontstaan? Dit was die lekkerste musiekvideo van my hele lewe. Dit lyk of julle
vet pret gehad het. Ons het so baie gelag. Die idee, dink ek het net randomly opgekom van 'n talent show. Ek kan nie eers onthou juist waar dit begin het nie. Ons moet 'n talent show hou en dan moet ons laat 'n ou iets doen om my nommer te aan die einde is net so, nie een van julle het gewen nie. Ek my girls gaan verder gaan party. Ja, so dit was die langste musiekvideo. Ek dink ons het 8:00 begin in die oggend. Nee, ons het 10:00 begin en ons het 9:00 klaar gemaak in die aand. Jessie. So dit was nog 'n lang stoot. Ek weet nie hoe ek nog vars gelyk aan die einde van die musiekvideo nie, maar dit was so cool. En ek dink dit is eintlik nou so snaaks ek sê, want party mense sien nie die musiekvideo, hulle love die musiekvideo, maar hulle weet nie hoeveel werk baie keer in so 'n musiekvideo ingaan nie, hoeveel lang ure in dit ingaan nie, want jy as die kyker, jy as die aanhanger, sien net hierdie cool musiekvideo en jy dink, jessie, dis so cool musiekvideo, jy weet nie hoeveel ure eintlik in dit ingegaan het nie. Nee, glad nie. En die harde werk en die chaos en die reëlings voor die tyd. Ek film gewoonlik met Gerdoan Kemp, wat my musiekvideo's doen. En hy is fantasties. Hy het al sy goed altyd in orde. En even met al die goed wat in orde is, vat dit nog steeds ongelooflik lank. Ja, ek dink mense onderskat hoe hard werk 'n musiekvideo is. Nou moet ek praat oor die musiekvideo en oor die liedjie al in 'n sin van, jy het nou dit aangeraak van wat is die stappe wat 'n ouetjie moet volg om 'n nommer te kry en dan kyk jy nou die musiekvideo en dit is al vir die talent show wat jy het en die ouetjie moet jou nou impress vir jou nommer en alles en jy raak eintlik vir my 'n baie cool konsep aan van dat baie keer dink ek vandag in ons samelewing is daar so 'n bietjie van 'n miskonsepsie oor hoe 'n liefdesverhouding moet lyk, want ek dink almal koop in op looks en nie persoonlikheid nie. Te veel, hè? So dink jy dit is 'n bietjie van 'n slaggat in ons samelewing, veral met ons jong mense, wat jy half as jy dink aan 'n verliefdesverhouding of jy is nou by die kuierplek en jy is nou die ouetjie of die meisie en jy wil nou iets of iemand gaan impress, voor jy gaan, jessie, dalk het hy 'n great persoonlikheid, gaan jy, jessie, het hy spiere of het hy dit of het hy dat? Dit is eintlik ongelukkig 'n baie groot deel van ons samelewing deesdae as jy met mense praat en jy sê kyk wie ek ontmoet, dan sal hulle my besig gaan sê, jy het nog nie 'n woord uit sy mond uit gehoor nie, hoe kan jy nou gesigte trek? Ek dink definitief looks help om mense bymekaar uit te bring, maar definitief mense moet glad nie meer fokus op looks nie, want oor 10 jaar gaan die persoon net so oud lyk soos jy en dan hulle persoonlikheid gaan nog bly. En is eintlik maar jammer dat dit so in ons samelewing gaan, want ons is baie op sosiale media om die mooiste te lyk. En ek hoop daar kom 'n draaipunt in ons leeftyd dat dit bietjie meer op waardes gaan. Ja, want ek dink, en ek het vroeër nou geraak aan hierdie hele konsep van vergelyking en sosiale media wat ook so groot rol speel, want ek dink ons leef in 'n samelewing wat hierdie narratief geskep het van hierdie picture perfect Instagram couples en dit is half hoe jou ander helfte moet lyk en dis die tipe werk wat hulle moet hê, dit is hoe hulle moet aantrek en dis hoe hulle moet praat en dis hoe hulle hare gesny moet word en ek dink dan is dit baie maklik om 'n lysie in jou kop te maak van hoe jy wil hê hierdie persoon moet lyk, maar alles is op uiterlike gefokus en nie regtig op die innerlike nie. En movies kies hulle net die beste 2 looking actors in die hele wêreld en dan sê dit soos ek hierdie 2 gaan trou, dis nooit iemand wat kan 'n average looking is nie. En ek dink jy gaan mal word van my want ek sê dit deeldag vandag al vir jou, maar ons begin ons kerels vergelyk aan ander mense op die internet. Yes, dis regtig 'n ding deesdae. Jy moet nie net jouself nie vergelyk nie, jy moet niemand vergelyk. Ja. Nee, en ek dink dit is eintlik so waar want ek dink daar's so baie jong meisies en veral die soos wat dalk nou vir jou volg en soos jy sê, hulle sien hierdie gedeelte van jou lewe, maar hulle weet nie dit is nie die volle prentjie nie, dis net so gedeelte. En dan gaan hulle ook, maar ek is ook nie so nie of dan sien hulle nou iemand se kerel en dan dink hulle my kerel lyk glad nie so nie. Hy is allergies vir 'n gym en hy dra net T-shirts, hy het nie eers 'n knoppies hemp in sy kas nie, wat nou? En jy moet hom vat net soos wat hy is. Jy moet hom nie vat omdat hy allergies is vir gym of whatever. Jy moet nie 'n idee van hom aan jou lê hom lief net soos wat hy is, want hy het jou lief net soos wat jy is. Ja, en ek dink ook sodra jy as 'n persoon ophou vergelyk in die lewe, veral as dit nou by 'n liefdesverhouding kom of jy wat nou graag iemand se nommer wil gaan kry by 'n kuierplek. Ek dink as jy so bietjie daai tiklysie in jou kop
drop, of net gaan, weet jy wat, ek worry nie hoe hy lyk, laat ek die persoon 'n kans gee, dan dink ek jy maak jouself oop vir soveel meer, en dan kan jy 'n great persoon ontmoet, omdat jy nie so vashou aan daai lysie wat jy het nie. Presies, en ek love jou. Jy sê dit presies wat dit is. Ja, en dis regtig so 'n cool topic om oor te chat, en ek love dat jy so passievol oor dit is, want ek dink daar's so min mense wat regtig bereid is om daaroor te praat. Daar's soveel mense wat weet dis 'n probleem in ons samelewing, en wat weet dit is 'n groter gesprek, maar niemand is regtig bereid om die konversasie oop te maak en te sê, kom ons chat hieroor nie. Ja, ag nee, weet jy, ek het baie opinies, en ek sê ook altyd vir mense, as mense, ek is nooit lelik nie, ek het regtig, ek is nie 'n fighter nie, soos ek sê, en as jy nie van my opinie hou nie, dan is ek nie die probleem nie, want alles wat ek sê is nie lelik nie, niks is lelik nie, dit is net feite. So as jy nie hou van wat ek sê nie, dan lê die probleem nie by my nie. Ja, want jy kan of nou 'n paar mense regtig voor geïnspireer het en hulle gaan, yes! Of hulle kan gaan, ag weet wat weet Tamlin Wessels nou, regtig, sy is soos net in haar 20's, maar dalk is dit juist hoekom jy vir haar moet luister. Maybe. Nou, Nommerhou is vir my soort van bietjie die uitskieter tussen jou musiek wat jy al uitgesit het, want hy het so bietjie van 'n anderste klank aan hom. Was dit doelbewus dat jy ietsie anders wou doen in 'n ander area intree, of was dit net wat toe nou uitgekom het op die ou ende van die dag? Ek moet sê, nie dalk noodwendig doelbewus in 'n ander rigting intree nie, maar ek wou definitief 'n meer upbeat liedjie gehad het. Ek probeer nou onthou, wat was my vorige sang was Mooier as Mens. Yes. So, ek getraai om 'n meer van 'n dansliedjie uit te bring. Ons het nie nou gedink ons gaan die sound verander nie, maar ek was net heeltyd so, sit nog beats by, sit nog elektriek by, sit nog so dit eintlik maar net hoe dit uitgedraai het, maar ek wou bietjie iets anders gehad het as my gewone songs. Ja, en dit is eintlik so cool, want nou moet ek vir jou vra, voel jy soos jy nou 'n bietjie meer in die musiekmark jou voete vind, wil jy jou musiek moet saam met jou begin groei? Ja, verstaan jy, dit is 'n daaglikse konfrontasie vir myself, soos ons probeer baie nou myself bietjie meer stoot in wat ek eintlik is, want ons het begin met klein bietjie lyfvoete, waar dit meer country girl vibes is. Definitief. Ewen as jy die musiekvideo's kyk, dis ook heeltemal anderste as wat jy nou Nommerhou se musiekvideo kyk, en die wat dit nou nog nie gekyk het, ons gaan nou die musiekvideo's speel. So die mense wat Tamlin ken as klein bietjie wyn gaan dalk nou bietjie skrik of baie impressed wees. Maar ons het, vir my was dit baie lekker om dit te film, maar ek bash dit glad nie, want dit is my so lekker om kreatief te wees en in ander goed te wees, maar dit is my makliker om te skryf, my eie hart meer volg, meer gelowig is dit my eie hart, waar ek meer in die alternatiewe kant toe wil beweeg. Ja. Nie so much country, sokkie vibes nie, want Demi Lee is klaar daar, wil maar vir baie sulke songs, ek wil nie net nog een wees nie, ek wil bietjie uniek wees. So ons is besig om te werk aan ander goeders ook, wat bietjie anders is as my gewone songs, maar ons sal kyk waar eindig ek op. Ek vat elke nuwe song as 'n les. Ja, en dit is nou iets baie spesifiek wat jy hier vir my aanraak, en ek love eintlik dat jy dit aanraak. Dink jy dis baie keer 'n slaggat waar kunstenaars jong kunstenaars wat in die musiekmark wil intree en 'n naam wil maak vir hulle self, 'n bekendheid wil kry en hulle liedjies daar uit wil kry, dat hulle half in 'n sekere brand inkoop en 'n sekere identiteit inkoop, en hulle weet dit gaan werk, en dit is dan wat hulle aanhou om te doen, want hulle weet dis waar hulle die followers kry, dis waar hulle die streams kry, dis waar hulle die luisteraars kry. Ja, en ek dink ook daai is 'n gevaarlike mindset om te hê, want as ek nou besluit ek gaan country en ek gaan sokkie en electric gitaars en whatever begin doen, dan is dit soos ek maar Demi Lee klaar daar, sy's klaar accept daar, so waar gaan ek inpas as daar klaar een van haar hierdie bedryf. Pas op om nie te dink, hierdie werk dit werk want Demi Lee het so baie followers, so ek gaan ook nou so baie followers kry. Dit is glad nie, daar's klaar een van haar, bly weg van daai hele image, jou eie image, want dit help nie, jy is presies dieselfde as iemand anders. Ja, en ek dink dis so moeilik, want as julle as jong kunstenaars by julle platemaatskappy sit, of julle het brand meetings of so, ek dink is baie maklik dat iets of iemand vir jou 'n brand kan skep, en hulle kan gaan, ons weet hierdie gaan werk, so ons wil jy moet dit doen, en dan as mense eers in daai idee begin inkoop het, dan is dit baie moeiliker om weg te breek van dit af, of jy breek dalk weg, en dan verloor jy helfte van jou followers, want hulle soos, sy's glad nie meer dieselfde as toe sy begin het nie. Ek weet nie wat van haar musiek geword het nie. Ja, dit
Daai is vir ons ook soos ek kan nou nie heeltemal my image gaan verander nie, wil ons ook dieselfde sê as jy dit help nie nou ek raak nou iemand heeltemal anders en dan verloor ek al my mark nie, maar ek wil kan nog steeds net langtermyn begin doen wat gaan werk vir my, want as ek gaan nie country songs kan skryf wat actually vir my iets beteken totdat ek dit uithardloop, want ek is nie 'n country girl nie. Yes. So ek wil meer gelowig bly, maar ons gaan stelselmatig daarin beweeg. Okay. So nou moet ek dan nou vir jou vra, hoe lyk jou proses as jy dan nou 'n nuwe liedjie aanpak of 'n idee het vir 'n nuwe liedjie? Dit is eintlik heel straightforward. Ek sal na Emil se huis gaan en dan sal ons 'n bietjie skryf. Wel, okay, hoe ons begin is hy sê hier is 'n backtrack idee. Ons kan woorde oor dit sit wat hy gemaak het en dan kry ons 'n topik oor wat ons wil skryf en dan begin skryf ons. Of as ek liedjies op my eie skryf ek hom hier by my eie huis en ek sal klavier speel en woorde bysit. Baie keer begin ek 'n song skryf op hoe hy klink, nog nie woorde nie. Okay, dis nogal interessant. So jy's meer melodie as lirieke op die einde van die dag dan nou. Ja, want as dit 'n sad dingetjie is, dan gaan ek oor 'n sad topic skryf. As dit 'n gelukkige dingetjie is, dan sal ek oor iets gelukkigs skryf. Ja. Okay. Dis nou nogal so cool, want baie mense sal nou gaan nee, ek het hierdie sin gehad, ek het hierdie liriek gehad in my kop en dis wat vasgesteek het en die liedjie was rondom dit gehou. Jy sal of nou 'n bietjie teenoorgestelde van dit. Jy sal sê ek het 'n melodie in my kop gehad en die woorde kom later. Maar dit klink so klise, maar ek moet 'n liedjie voel. Ek moet 'n liedjie voel tot ek skryf. Ek love it. Weet jy wat? Dis jou proses en weet jy wat? Die wêreld het liedjieskrywers nodig wat eers die liedjie hoor voor hulle die liedjie sê. Dit werk so. Nou, ek dink dis eintlik half so cool dat jy dit sê, want ek dink baie keer dink mense, julle as liedjieskrywers, want daar is 'n verskil tussen 'n sanger en 'n liedjieskrywer ook wees. Julle as liedjieskrywers gaan sit net woep swaps, daar op die papier, daar's die liedjie, dan das dit en klaar, maar daar's eintlik baie meer wat in dit ingaan, as net gaan sit en 'n liedjie skryf. Definitief, I mean vir party kunstenaars vat dit soos 3 maande om 'n liedjie te skryf, van heeltyd teruggaan en die goed verander. So dis nie net vinnig sit en daar's 'n liedjie nie, dit vat baie. Yes, so nou moet ek vir jou vra, as jy dan nou nie so kreatief is nie, of jy slaat so 'n bietjie van 'n mental blok, en jy soos, Tamlin, die kreatiewe juices flow net nie. Wat doen jy om jouself weer kreatief te kry, sodat jy weer kan terugkom na die musiek toe en half bietjie die woorde kan kry of die melodie kan kry? Ek wens jy kon daai antwoord vir my gee, want ek het dit nodig. As ek 'n mental blok het, dan rus ek eintlik net. Daar's nie eintlik iets wat ek doen om vinnig iets te probeer nie, want as ek dit nie voel nie, dan kan ek dit nie uitkry nie. Dis nou nogal eintlik baie interessant, want baie kunstenaars sal sê, nee, ek gaan sit en ek forceer myself, en jy soos, dit help nie, ek forceer myself nie, want daar gaan niks kreatief daar uitkom nie. Nee, glad nie. En as ek iets kan sê wat bietjie moeiliker is, dis nie altyd moontlik nie, maar as ek so voel, dan sê ek vir my pa, okay, ek gaan gou vir 'n naweek bos toe, of ek gaan gou net vakansie hou, laat ek net rus en my kop skoon kry, want dit is soos 'n bottel wat vol is, en daar kan niks meer in. So help nie as ek probeer nie. So ek sal regtig net aanhou rus. Okay, maar dis eintlik so cool, want, en dan sê jy nou jy gaan bos toe, so ek wou jy nou gevra het, waar trek jy dan nou jou inspirasie vandaan? So is dit waar jy inspirasie vandaan trek, of is dit all over waar jy inspirasie vandaan kry? All over the show, regtig. Partykeer as ek in die park loop, dan sal ek dink oor iets, dan sê ek soos, maybe moet ek 'n liedjie oor daai skryf. Of en dit maak seer of dit maak my gelukkig, dan sê ek soos, okay, maybe moet ek oor dit skryf. Yes. So, op the show, enige plek, ek kan 'n idee kry op enige plek. Okay, ek's mal daaroor. Nou moet ek vir jou vra, die seisoen waarin jy is nou in jou lewe, voel jy jou musiek begin dit nou reflekteer? Ek dink julle het dit nog nie gehoor nie, maar van wat ons al geskryf het, ja. Okay. Ek raak baie meer eerlik in my songs. Okay. Nou toe net geskryf, mense wil hoor en liefde en wat ek het luivoete is nou bietjie meer aan die dieper kant, maar dit was ook nie dit was net soos die fisiese voorkoms van wat my luivoete was. Maar nie regtig oor hoe dit my laat voel het en so aan nie. En my volgende song wat moontlik tentatief my volgende song gaan wees, sê ek juist baie meer hoe ek voel huidiglik as wat ek al ooit gesê het hoe ek voel. Ek het nie baie opinies nie en ek was bang vir konflik, so ek los dit net altyd, maar onlangs in my lewe begin ek baie soos meer staan vir wat ek glo en ek wil my sê, so ja,
Ek werk daarna. So nou wou ek jou gevra het, wat lê voor vir die laaste ou bietjie van 2025 moontlik begin 2026? Dan gaan definitief nog 'n liedjie uitbring hierdie jaar. Baie exciting. Kyk, nou sit die Tamlin Wessels fans op die punt van hulle banke. Ek is baie excited, kan nie wag om dit te hoor nie. Dankie. Ja, ek is ook baie excited vir hom. Nog 'n hele paar maande van hard werk voordat ons hom kan release, maar ek sien baie uit vir nog sang en dan 2026 gaan ons in met 'n bang ook. So ja. Okay, so mense moet watch the space. Tamlin Wessels is nog lank nie klaar nie. Sy's nog ready en sy gaan julle verras. Ons hoop so. Okay, nou terug na Nommer Hou toe. As iemand nou nog nie die liedjie geluister het nie en ons gaan nou die musiekvideo speel en goed, wat sal jou boodskap wees met Nommer Hou? Sit ek jy 'n bietjie op die spot hierso? Ja, dit is 'n moeilike vraag want ek het so baie goed wat ek vir jou kan sê. Maar ek sou sê moenie te maklik 'n nommer weggee nie, girls of mans. Okay, dis 'n goeie ene. Ek like daai en ek dink nou is daar 'n paar jong mense wat gaan dalk Tamlin reg, dalk gee ek heeltemal te maklik my nommer weg. Ja, ek het al 'n stadium in my lewe gehad waar ek daai fout gehad het en dan voel jy almal is kwaad vir jou, maar dis omdat jy nie van iemand hou nie en dit is nie skande om nie van iemand te hou nie, dit is net jammer, jou hart voel nie dieselfde nie. En ek het myself baie so seer gemaak, want dan voel ek soos die slegste een. Yes. So moenie maklik weggee nie, maak seker dit is iemand wie jy vertrou en glo, maybe 'n goeie impak op jou lewe kan hê. En in dieselfde sin moenie die lewe te ernstig opvat nie. Ek sal daaroor. Nommer Hou, dis eintlik maar net 'n humoristiese sang met so 'n bietjie van 'n ordentlike boodskapie in, maar jy gaan jouself afbreek as jy die lewe te ernstig opvat in soos liefde term gewys is. Geniet net jou dae saam met jou kerel of as jy nou nog single is, geniet dit om mense te ontmoet, maar moet nie jou nommer te maklik weggee nie. Ek love it. Okay, nou, voor ons Nommer Hou vir mense gaan speel, want ek wil so graag hierdie absolute vibe van 'n musiekvideo vir die mense speel wat hom nog nie gesien het nie, en die wat hom al gesien het, kan hom net weer geniet. Hierso op Net Gesels het ons 'n klein bietjie van 'n tradisie en jy word nou vandag deel van dit, Tamlin, so dis vreeslik opwindend. Hier op Net Gesels, voor ek die musiekvideo speel vir die mense, het ek een laaste vraag vir die kunstenaar met wie ek net gesels. En dan vra ek vir hulle, wat is hulle klein stukkie advies wat hulle mense mee gaan los? So Tamlin Wessels, wat is jou klein stukkie advies wat jy mense graag mee wil los? Die vloer is joune. Ek dink wees vriendelik en probeer 'n impak maak op soveel mense as wat jy nodig het, want jou lewe kan die enigste bietjie hoop van God se liefde wees wat iemand ooit kan ervaar. Dit is so mooi, so pragtig. Ek sê vir jou duisend dankies. En nou kan ek uiteindelik vir die mense sê, hier is Tamlin Wessels met Nommer Hou.